Dag sê en dankie, welkom terug by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greek. Vandag is die 1 April 2025. Ons het 'n vol program vir julle vandag, insluitend lesersfoto's, die wenfoto's van 'n Maartmaand. Ons het die nuusgesprek wat ek net nou met Henriette Lamprecht gaan doen. Daar is 'n spotprint en agri-monitor, bietjie kyk na landbou. Ons bring vir julle onderhoud met wyle oom Nico Roberts van Grootfontein. En daar's nog meer, so bly by ons. Baie dankie. Spoegwol vergeet. Was dit nie mooi nie? Kom ek herinner jy asseblief, Spoegwol is die naweek en hulle is 'n perseel het geskuif na die Windhoek Hoërskool se saal. So kom geniet asseblief, dit sal baie lekker wees. Maar nou is dit eers tyd om die nuus te bespreek. In die ateljee met my is Henriette Lamprecht. Hallo Henriette. Hallo Ogito, ek kuier altyd lekker saam met jou. Ja, uitsak, kyk die syde maak vrede sê hulle en ons het 'n nuwe uitsending, 'n nuwe pakket by NMA om daai vrede te versprei. Ja, dis Otis Daniels. Nou Otis is 'n gemeenskapsman. Hy is bekend daarvoor. Hy was by ons Erongo kantoor. Nou Otis het nou letterlik na sy wortels teruggekeer, Loederits. Hy is nou op Loederits gestasioneer en die hele doel van AITSA is Otis gaan nie op die hoofpad bly nie, hy gaan so 'n bietjie afdraai en gaan kuier by klein dorpies en vir al die stories van die mense van die suide. Vertel Ogito, ja, so ons is baie opgewonde. Ons is baie opgewonde. Okay, kom ons kyk nou na 'n bietjie van die harde nuus. Hierdie storie wat nou terugkeer oor die Swakopmund slagter. Ja. Onthou jy? Ek onthou, ek wou nog gevra het of jy dit onthou, wat nou het ek sy naam vergeet. Thomas Florin, ja. Wat sy vrou Monica vermoor het nadat sy na bewering sy aansoek vir sy verblyfspermit is afgekeur. So hy het haar vermoor, opgesaag en toe nog gekook en van die liggaamsdele oorskot wat toe nou later gekry is en dit was 1998 in hulle huis op Swakopmund en hy is lewenslange gevangenisstraf, gevonnis en hy het nou heeltyd sake gebring want hy beweer hy moes al op 10 jaar op parol vrygeraad word. Maar dit is nou natuurlik nou vir die tweede keer is dit nou weer van die hand gewys. Ja. Nog wrede misdaad verhaal is ook daar op ons voorblad. Ma blameer trauma vermoord op seun. Ja, dis 'n geweldige ontstellende storie. Dis 'n voormalige konstabel Wapenny Boys Ogito wat haar 1-jarige seentjie 15 keer met 'n mes gesteek het. En gister nou in die hof wat sy getuig het en wat sy nie saamstem met 'n psigiatriese verslag wat haar gediagnoseer het met grenslyn persoonlikheidssteuring nie. En sy blameer dit vir trauma. Sy maak onder meer beweringe dat sy verkragt is deur haar seun se pa wat volgens haar bendeleier is, maar die psigiater wat getuig het wat gesê het sy ly aan depressie en weens hierdie grenslyn persoonlikheidsversteuring en dat sy voel sy het nie waarde nie en dat sy dit wou doen om sy wil nie sy en haar seentjie moet langer swaar kry nie. Ag, dis erg. Ek het ook 'n storieetjie geskryf daar oor 'n Hooggeregshof besluit. Dit beperk die besleggings wat gedoen kan word deur POCA, dis die wet op
voorkoming van georganiseerde misdaad. Ja. So hulle het nou die Hooggeregshof regters het nou besluit dat die prokureur-generaal of die aanklaer-generaal liewer nie beslag kan lê op jou hele bates nie, net op daai deel wat onwettig bekom. Wat sin maak nie Agito? Ja, kyk, dis 'n jy kan nie 2 karre vat as jy net een se geld soekie, nê. Onwettig bekom het, ja. Onwettig bekom het. Dis 'n baie interessante saak, die agtergrond is te doen met die egpaar Shilengudwa, hulle is pensionarisse en hulle was die eienaars van 'n eiendom wat Bipa gekoop het. Die eiendom is in Karatura in Wanaheda. Bipa se Karatura kantoor is nou daar. En die aanklaer-generaal sê die eiendom se markwaarde was maar 4.5 miljoen. Miljoen, ja. En Bipa het 18 miljoen betaal. Maar wat die egpaar sê is, kyk, daar was besighede daar, 'n nagklap, bottelstoer, karwas, hulle het goeie geld daar uitgemaak en die waarde van die plek was nog meer. Baie meer, ja. Ja, maar lees daaroor en oor al die ander nuus wat ons vandag in Republikein vir julle bring. Baie dankie. Verwys na 'n dom as die mense 'n selfie-foto wil neem met 'n gevaarlike roofdier. Moet dit tog nie doen nie. Maar ons gaan nou voort met die weer en vir môre, die 2 April, lyk dit Katimimolilo 19 tot 33 grade en Hana 19 tot 27 grade, Ruacana 20 tot 26, op Tsumeb 18 tot 27, Omaruru 18 tot 29, Windhoek 16 tot 25. En soos jy daar kan sien, dit lyk dit reën oral. Kom ons kyk bietjie verder wat ook in die res van die land gaan gebeur. Henties Bay is 16 tot 18, bietjie koelerig daar. Walvis 16 tot 20, Mariental 20 tot 31, Aranos 20 tot 30, Loederitz 16 tot 26 en Arnhemsvlei 21 tot 32, maar ook daar by Sandhof met die lekker reën wat val, blom die lelies. Kom ons kyk bietjie hoe mooi dit daar lyk. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy,
You have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today. At the poaching unit, and we trained some of the members of the unit. They were trained and they were well equipped, and that's why we have reduced the poaching incidences in our national parks. And also, one thing that has been really a challenge is human-wildlife conflict. As you know that the numbers of our wild animals have increased. We have now population than ever we had before independence. You can say that it 3 times or 4 times than we had before, and that's why we have reintroduced these wild animals in the areas where they're extinct. So they were there, but there were no proper conservation. So, and we have also introduced to communities to get enticed to and by through benefits, and when they get benefits, they also look after these wild animals and look after the general biodiversity. Irango Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irango Med is committed to making a difference. What about you? Die meeste mense wat daar was wat transportryers en het beeste geboer. My oupa was 'n beesboer. So hy het sy hulle mag die bees ingebring het nie. So hy het sy bees alles verkoop en dat hy genoeg geld gehad om sommige grond te koop in Kamajap. Want hy het lank op Kamajap gestaan toe dit deur is Angola toe. So uit die wêreld geken daar. Die ander boere moes nou daar, die lorries moes nou daar kom haal, want die bees mag nie ingekom het nie. En daar het hulle nou daar gestaan om te wag, want die lorry vat nou 'n familie in en dan kom hy terug en dan laai die volgende familie nou hulle daar langs die rivier gekamp. En moet die kamper het daar ook nog al 'n paar snaakse goed gebeur. Soos my ouma was 'n redelike groot gesin en dat die jong meisies nou saans so son onder se kant. Hulle daar aan die drif loop bad en was en skoonmaak en wat. En die ene man wou dan graag hierdie klomp kaal vrouens sien. Dan het hy nou hier bo in die rivier ingespring en dan swem hy nou die Portugese gatslag. Dit is nou omtrent die vlinderslag, maar verkeerd om. Die swemstroom op en dan wip jy jou boude hoog agterop. Dan kyk jy nou tussen jou bene rivier af. Dan dryf jy nou so stadig na hierdie jong meisies toe wat nou bad. En toe sien my een tannie dit en sy sê, "Juder suster, kyk daai vreeslike seekoei." Toe sê die ander, "Ja, dit is 'n seekoei, kyk sy vreeslike wange." En so kom die seekoei nader gedryf.
En hy wip weer so deur om te kyk. En ja, sê die ander suster, dit is 'n seekoei, kyk sy eislike tong. Daar is ek gebore, ons het by my ouma op die plaas gebly, dit was die plaas Java. Daar het ek gebly tot ek so 5 jaar oud is. En toe het ons getrek, te voet, van Gobabis af, Kamejap toe. Met 'n donkie wa en 'n donkiekar. My broer was so 8 jaar oud. Ons het net een werker gehad. En dat was nog getrek met beeste en skape, bok en perde. Toe op die pad het my pa soms so gou bestryd, die goed verskil te veel dat die skaap verkoop. Ons het daar hele eind te voet getrek. Hoe lank het dit gevat? So 3 maande. 3 maande, ja. Tot in Kamejap. En in 1959 het ek weer van Kamejap af getrek tot hier waar ek nou bly, Grootfontein. Vir die droogte. Dit was so 'n 59ste droogte. Dus ook te voet getrek van Kamejap af tot hier zo. Dit het ook 3 maande gevat. Met maarbeeste wat op die pad wil bly lê. Ek het op Kamejap lank geboer en is nou op Grootfontein ook al baie lank in hierdie distrik. As jy nou moet kies tussen om daar te boer en hier te boer. Wat sal jy kies? Dani, ek sê so sê, in Kamejap as dit reën, dit hoef nie baie te reën nie, maar as dit reën, daar is daar nie 'n beter wêreld en 'n gesonder wêreld as Kamejap nie. Jy hoef nie lek te gee nie en dit gaan gou goed, maar dit gaan baie vinnig sleg ook as die droogte kom. Ek sê so sê, as jy nou vat aan 13ste droogte weer, het ek 'n goeie vriend gehad, hy's ook al oorlede. Chris Kutse. Toe was dit weer in Kamejap so sleg en toe kom hy by my en toe sê hy vir my, jong, gaan jy elke aand op jou knieë dat jy hier geland het en sê vir die Here dankie. Want ek weet jy het lang trane gehuil oor jou plaas daar in Kamejap, Katemba, dat was een van die mooiste plase. Toe sê jy moet jou kar vat en ry en loop kyk, hoe lyk dit daar? Toe ry ek, nou daar nie, jy kon elke klip tel, daar was nie onder 'n bosse grasie nie, daar is nie 'n grasie om jou pyp skoon te maak nie. So ek is seker maar dankbaar dat ek hier geland het. Dit was nie lekker nie, maar ek het by die tyd aangepas en mense is baie aanpasbaar. Deur die dik en die dun. Op Bierman skool gegaan. Seker van die beste onderwysers wat daar was in die wêreld het ek daar gekry. Meester Smit was hy was 'n eyster, hy was 'n meester en hy was 'n vader en hy was ons het hom geniet. Seker die onderwyser wat vir my van die grootste invloed in my lewe gehad het en dan is meneer Rolofse gehad. Hy het uit die Landboukollege gekom. Ons het 'n plaasskool gehad, ons het ons eie bees gehad, en ons eie bok, en ons eie tuine, en lemoene, en alles was daar. As jy dit vandag doen, sê seker aangekla word. Ons het 20 ouetjies voor 'n ploeg. Dat hy die stene na ploeg ons en na plant ons groente, vrugte. As jy dit vandag doen, sal jy jou aankla. Ons by hom baie geleer hoe om te plant, hoe om wat te doen, en onkruid te bestry. Ek het toen nou so 6 jaar terug dat ek weer op die skoolplaas rondloop. En toe tel ek die skaar op van die ploegie wat ons getrek het. Die hang nou daar voor my deur op tog gekry. Ja. So ek het goeie onderwysers gehad. Toe ons aan die hoërskool op Utsu, daar het ons toen nou vir meneer Gipresou gehad. Hy was lankal ook die hoof van VHS geweest. Was net so besonderse mens. Baie regverdig. Ek het een onderwyser gehad wat as ek praat het tegen wie dus ek almal kan raas, was ek my bek opmaak, dan sê vir my Roberts, wil jy kom klas gee? Dan sê ek, nee meneer, dan sê loop sit hier in die son. Toe kry giep hy my daar, en hy sê vir my, hoor hierop, sien ek jou meer kere hier? Sê ek, ja meneer, ek sit hier so altyd. En toe kom die spesifieke onderwyser uit, hy sê, ja meneer, hy wil net gesels. Toe roep hy my kantoor toe. Toe sê my Rob, nou hoekom gesels? Ek sê meneer, ek kan mos nie myself gesels nie, ek moet toch met iemand gesels.
Ek sê roep daar vir Siebert en vir Pieter en vra jy nou of ek nou alleen gesels of wie gesels nou. Nou, al twee van die ouens wat ek geroep het hakel. Dat as jou naam geroep word, was daar skrik jy mos al deur die mis al klaar. Jy is mos al klaar op jou senuwees toe hulle daar aankom. Wanneer hy sou vra, word jy gesels jy saam met Roberts? Ja, sê meneer. En so ken al twee bade. Hulle sê ons gesels almal, my stem is net meer herkenbaar en daar stuur teens in my uit. Dit is net teens ook in die kantoor, maar die pakrykamertjie was apart. En toe ons daar instap, toe gee omgewing vir my 'n huisgenoot. En hy sê buk. En ek hou die huisgenoot vas en ek buk. Die sê my man, hou die ding agter. En ek hou die huisgenoot agter my boude en hy sla my daar 4 uithaler houe. En ek is gelukkig en meneer Tennyson is gelukkig en niemand het gekla nie. Die mooiste prentjie my van Windhoek was ek uit hom uitry en ek sien dat hy 2 koorstene so agter my daar. Jy weet ek gaan nou huis toe. Want daar maak, as dit nie die teksies vir jou kwaad maak, dan is dit hierdie pelle van jou wat gesê jy moet vir hom toch dit kry daar en hierdie en daar en sy jaag die hele dorp vol en al die manne, lyk my vir 'n Gobabas en 'n Grootfontein nommer is die Windhoek was nogal bang, dit lyk vir hulle seker soos 'n kwaai bees by ons. As jy jou nommer sien en gee dan vir jou bietjie pad, so daar is daar 'n kans dat jy kan deurkom. Maar dit is wel, soos ou daantjie weerlig gesê het, as hy nou Windhoek toe gaan en die eerste goed gekoop, dan sit hy in die kar. En dan jaag hy sy vrou aan om klaar te maak en wat, want hulle is bang, hy steel sy goed. En een dag toe gee sy vrou vir hom 'n kalmeerpilletjie. En dan bestuur in Windhoek, hy ry amper die taxis onderste bo en wat, toe hy daar by die eerste winkel kom, sluit hy die kar en hy slaan die deur toe en hy gaan saam daar winkel toe. Dit is te lekker, hulle is lekker geshop, hulle is huis toe sonder dat dan op sy senuwees is. En toen noem my die pilletjie nou 'n Fox Terrier pilletjie. En die pille het toe nou daarvoor bekend geword. Die Roberts en die Robertse. Ek ken die meeste en van die ou mense weet ek seker een van die ouens wat die meeste weet van hulle af. Maar ons is almal familie. Ons het 'n familiegroep wat ons al die nuwe neefies en kinders se name leer ken en lekker gekuier en gesels. Ons is nog 'n egte familie. Maar in my tyd toe ek nou so begin word het dat ons begin vrouens soek het, toe was daar nou so 'n paar, so 3, 4 manne wat daarom regtig rol was. En toe ek vir hulle gesê, hoorie kerels, julle moet so bietjie bedaar dat ons net vrouens kry. Want as jy by 'n meisie loop kuier, en sy hoor jy's Roberts, dan sê sy my kind, jy moet pas op vir hierdie mense. Ja, was dit nie nou 'n lekker herinnering nie van Boba storieverteller wyle oom Nico Roberts vanaf Grootfontein. En vroeër het ons ook vir julle die mooiste lesersfoto's vanaf Maart gebring, die pragtige lelies daar by Sandhof, bietjie groenies uit die koerant, maar ook uitsa, bietjie iets om vooruit te sien. En met dit wens ek julle 'n wonderlike week vorentoe. Ons het nou lekker om die kompas geklets. En môre sal ons weer klets. Baie dankie dat jy by my aangesluit het. Totsiens. Tot later.